Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm U weer oor hierdie wingerdstok. Hou U hand oor die mense wat deur U uitgekies is, oor die volk wat U vir U groot gemaak het. Here, Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. Die gemeente, die Here, groet elkeen van julle. Genade en vrede van Hom wat gekom het, wat weer sal kom, en wat elke dag in ons lewe kom. Amen. Is gebore, juich dan almal jubel oor die zaligheid. O die goeie tijden, o die blije tijden, vol met krag in die Vermoedigingsteks vanoggend kom uit die deel wat ons ook later gaan lees, Jesaja 64. Dit beskryf mense wat weet dat hulle oortree het, wat besef dat hulle genade nodig het. Kom ons kyk of ek en jy vandag ook so met die Here sou wou praat. Vers 5. U kom die te hulp wat met blydskap doen wat reg is, die wat onthou hoe U wil hê hulle moet lewe. U was kwaad vir ons, want ons het gesondig. Ons het so lank daarmee aangehou. Hoe kan ons dan nog gered word? Ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. Daar is niemand wat tot U om hulp roep nie. Niemand wat sy krag in U soek nie. U het ons aan onsself oorgelaat. U laat ons wegkwyn deur ons sondes.
Ons lees vanoggend 'n baie kort deel van ons geloofsbelijdenis van die 12 artikels wat ons so dikwels met mekaar saam lees. Ons lees vanoggend net die volgende: Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria. Vriende, vanoggend gaan ek 'n kort stukkie verduidelik oor die Adventskerse wat ook hier voor uitgepak is. Advent is die tyd wat beteken ons wag op die koms van die Here. Advent beteken ons wag op. En ons wag op Christus wat gebore gaan word op 25 Desember, Kersdag. Dis maar hoe die tradisie dit oorlaat, of dit nou 100% korrek is, maak nie saak nie. Nou, wat wil ons doen as ons wag op hierdie koms van die Here? Ons maak ons oor 4 Sondae gereed vir hierdie koms. En daarom is daar in die kerktradisie, in die kerk die tradisie ontstaan, dat ons elke Sondag vanaf die 4de Sondag voor Kersfees 'n kers aansteek. En ek sal ook graag vanoggend so 'n kers wil aansteek. Die kleure van die kerse, sal jy sien, is 3 van hulle is blou. Ek steek die eerste een vanoggend aan. 3 van hierdie kerse is blou. Nou die kleur blou assosieer met koningskap. So 3 daarvan wil ons herinner aan Jesus se koningskap, die koning wat gebore gaan word. Die 3de Sondag gaan ons die pink kers aansteek en dit herinner ons basies aan die liefde. En wat anders, hoe anders as om te dink aan die liefde wat God vir ons gehad het. En op Kersdag sal ons die wit kers, die Christuskers aansteek. Ek wil vir julle aanmoedig om by julle huise ook vir julle so 'n hoekie te maak, sommer op 'n tafel ergens in die sitkamer of in 'n woonkamer, met 'n klompie kers versierings. Want ons wil onsself voortdurend herinner aan die gebeure van Kersfees en wat dit vir ons beteken as gelowiges. Wanneer julle dus verby hierdie hoekie loop en wanneer julle hierdie kersversierings sien, dan is dit ons gebed dat ons sal dink aan wat agter dit lê, nie net die kersgeskenke wat onder die boom lê nie, maar die groot geskenk dat Christus vir ons gebore is. Baie mense het ook die gebruike, en dit is onskuldige gebruike, dit hoef glad nie vir jou te ontstel nie, om ook so advents almanak of kalender te maak, waar jy daagliks soort van aftel na Kersfees toe. En julle kan gerus ook op die internet gaan soek vir voorbeelde daarvan, as julle daar kleiner kinders in die huis het, en julle wil saam met hulle hierdie advents afwagting met hulle meemaak. Ek nooi julle ook om, as julle sou wou, elke kind kan 'n skoendoos gebruik en daarin klein geskenkies sit, wat julle miskien teen Kersfees vir iemand anders sou wou gaan uitdeel, wat dalk minder bevoorreg is as jouself. Kom, voordat ons uit die Bybel lees vanoggend, kom ons bid saam. Here, deur u woord, verlig ons verstand en dit wat ons dink. Verlig ons oë en die manier waarop ons kyk. Verlig ons monde en dit wat ons sê. Verander ons harte van klip in harte van vleis. Amen. Ons teks is vanoggend Jesaja 64 vers 1 tot 9. As u maar die hemel wou oopskeer en wou afkom, sodat die berge voor u skud. Kom af soos 'n vuur wat fyn houtjies laat brand, soos 'n vuur wat water laat kook. Laat u naam so aan u vyande bekend word. Laat die nasies so voor u bewe. Toe u wonders gedoen het, wonders wat ons nie verwag het nie. Toe u destyds afgekom het en die berge voor u geskud. Van ouds af het niemand so iets gehoor nie. Het niemand so iets verneem nie. Het geen oog 'n God gesien wat vir die wat op hom vertrou, doen wat u doen nie. U kom die te hulp wat met blydskap doen wat reg is. Die wat onthou hoe u wil hê hulle moet lewe. U was kwaad vir ons want ons het gesondig. Ons het so lank daarmee aangehou. Hoe kan ons dan nog gered word?
Ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai, soos deur 'n wind. Daar's niemand wat tot U om hulp roep nie. Niemand wat sy krag in U soek nie. U het ons aan onsself oorgelaat. U laat ons wegkwyn deur ons sondes. U is ons Vader, Here. Ons is klei en U het ons gevorm. Ons is almal die werk van U hande. Moet tog nie aanhou kwaad wees vir ons nie, Here. Moenie ons sonde vir altyd teen ons hou nie. Onthou tog, ons is almal U volk. Tot sover gaan ek lees. Ek wil so vanoggend 'n eerste opmerking maak oor Bybelboeke in die algemeen. Dit sluit nou Jesaja in. Die meeste gelowige mense, Christene, verstaan die boeke van die Bybel soos boeke wat vandag geskryf en gepubliseer word. Met ander woorde, ons dink dit kom van 'n spesifieke skrywer en hy of sy het hierdie boek in die afgelope jaar of afgelope 2 jaar geskryf en nou word dit gepubliseer en versprei. Maar die Bybelboeke en veral die Ou Testament boeke het glad nie so tot stand gekom nie. Nie soos ons vandag dit doen nie. Hulle het nie die gebruik gehad om boeke te skryf nie. En hulle het natuurlik ook nie die tegnologiese gevorderdheid gehad om boeke te druk nie. Wat eintlik gebeur het is dat hulle oor baie lang tydperke as gemeenskap met mekaar in gesprek was. Dit wil sê, hulle het in die gemeenskap standpunte gehad en met mekaar daaroor gepraat. Nie soos ons vandag. Ons praat oor die politiek, ons praat oor die sport, ons praat oor verskillende dinge. Hierdie mense het ook verskil oor dinge en het saamgestem oor dinge, net soos ons. Maar die openbare gesprek was altyd daar. En toe baie jare later het dit gebeur dat die geskiedenis eintlik op skrif gestel is. Lang tye na goed gebeur het, is dit eers op skrif gestel. Die boek Jesaja byvoorbeeld bevat geskiedenis vanaf die tyd voor die ballingskap, die tydperk van die ballingskap, sowel as die tydperk na die ballingskap. Dis min of meer 'n 200 jaar tydperk. So sê net maar 700 tot 500 jaar voor Christus. En dis ook nie net een skrywer wat met ander woorde betrokke was, maar 'n veelheid van persone. Selfs die mening van die hele gemeenskap, wat uiteindelik net deur enkele skrywers op skrif gestel is. So maar net so 'n bietjie agtergrond van hoe Bybelboeke in die ou tyd veral tot stand gekom het. Nou, by ons teks wat ons vanoggend gelees het, daar's 'n paar verdelings. Tot en met hoofstuk 63 vers 6 kry mens die woorde van die Here. Dan van 63 vers 7 tot 64:12 praat die profeet namens die volk. Ons noem dit die klaaglied van die gemeenskap. En daai spesifieke gedeelte word in 2 dele verdeel ook. Die eerste deel is die fokus dan op hoe die Here sy volk tot stand gebring het, hoe hy vir hulle gesorg het, en die persoon wat hier bid namens die volk herinner hulle aan die Here se die verbond wat hy met hulle het en hoe hy hulle gedra het. Die spreker praat nie noodwendig direk met die Here nie, maar hy verduidelik so van 'n onbekende persoon wat die Here vir hierdie volk tot stand gebring het en wat hy vir hulle voortbestaan beteken. Die bidder haal die Here aan wat verklaar dat hy die volk se koning is en hulle sy kinders is. En hier word nou baie beskrywende woorde of metafore in hierdie gedeelte gebruik. Woorde soos, begrippe soos die Here wat hulle in liefde verlos het, hulle opgetel het en hulle gedra het, soos wat 'n ouer sy of haar kind sal dra. Dan lees ons ook van die erkenning van skuld, die volk wat erken dat hulle teen die Here in opstand gekom het. Die Here het vir hulle soos 'n vyand geword, en nou twyfel hulle selfs of hy nog hulle God is, want hulle het so baie oortree, dat hulle nie amper kan dink, dat hy nog by hulle wil wees nie. En so met 'n opeenvolging van motiewe uit die Ou Testament, die uittogverhaal, die woestynverhale en ander profeteverhale, word dan hier 'n afwagting op hierdie tussentyd op 'n spits gedryf. Die tweede deel van hierdie stuk wat ons gelees het ook dan, vertel van die dringende klaaggeroep. Here, kyk tog uit die hemel uit en sien ons tog raak. Die bidder
praat nou direk met die Here. En waar hy vroeër nou namens die volk gepraat het, is dit nou hy wat direk praat. En in hierdie gedeelte, kan ons nou maar sê, hierdie gedeelte bereik 'n hoogtepunt in vers 12, waar die bidder smeek. Here, raak hierdie dinge dan nie vir u nie. Gaan u nie ingryp nie. Gaan nie aanhou om ons te laat lei. En dis binne hierdie tweede gedeelte wat vers 8 uitstaan. Hierdie vers 8 noem twee dinge, ons gaan net nou weer daarby uitkom. Dit praat van vertroue. Het sê aan die een kant, u is vir ons soos 'n vader. En u weet wat 'n rol 'n vader in ons lewe speel. En dan aan die ander kant, ons is soos klei in die hande, u is die pottebakker. So dis ook die element van vertroue. Die pottebakker weet wat hy doen. So vriende, in hierdie gedeelte word dit duidelik dat die volk verontrus is oor wat aan die gebeur is rondom hulle. Hulle is onseker, maar tog kom hulle nou na God toe met die vertroue dat hy luister, dat hy die een is wat kan uitkoms gee. Mens kan sê die klaaggebed wat hulle het 'n adres, en die God wat hulle ken, dit is sy adres. Kom ons praat weer oor die metafoor van vader. In die ou nabye Oosterse wêreld was 'n vader 'n baie belangrike persoon in die familie. Dit was 'n patriargale stelsel waarna gewoon is. So die pa was die belangrikste persoon in die familie, kan jy sê. So daarom is die beeld van die vader wat 'n sterk persoon is vir die volk van destyds 'n troostwoord. Hulle weet waar hulle vandaan kom, hulle weet wie hulle is, hulle weet waar hulle kan gaan as hulle in die moeilikheid is. Die vader is vir hulle soos 'n ankerfiguur. Hierdie besef word dan nou verder versterk deur die tweede metafoor van die pottebakker. Die volk besef dat hulle slegs maar stof in die hande van die pottebakker is. Terwyl hulle nou hulle klaag geroep aan hom rig, is daar ook die versoeking, die versekering dat hulle klei in die pottebakker se hande is. Hy weet wat om met hulle te maak, beter as wat hulle self weet. So vers 8 staan uit soos 'n ligbaken te midde van die donkerte waarin hulle lewe. Dit neem nie die donkerte weg nie, maar dit is maar soos 'n kers wat aangesteek word en wat begin flikker en wat dan die donkerte, wat dan maak dat die donkerte nie heeltemal oorneem nie, kan ons sê. Dis 'n stammelende, flikkerende vlammetjie, metafories van vertroue, van niks kan hierdie duisternis, of hierdie groot duisternis kan ons nie oorweldig nie. Iets, 'n liggie brand. Nou die raakpunt tussen hierdie deel Jesaja en ons vandag is, dat ons soos die Israeliete van ouds ook in 'n soort tussentyd van onsekerheid leef. Destyds was hulle vraag, hoe dit gebeur dat ons, die volk van God, so ontwrig word, dat ons nie meer 'n koning het nie, dat ons nie meer 'n land het nie, dat ons selfs nie eens meer 'n tempel het nie, met ander woorde, selfs die aanbidding van hulle God het daarmee verlore gegaan. So dit gaan veral na die ballingskap vir hulle oor dan in identiteitsvraag. Wie is ons nou, wanneer ons hier te midde van ander nasies en ander godsdienste lewe? En ons kan vra, wat beteken dit om 'n Christen te wees in hierdie tyd waarin ons lewe? So adventstyd, die tussentyd, laat ons besef, ons is in 'n tyd van afwagting. Ons vra ook, waarheen nou? Wat hou die toekoms vir ons in? Ons het nou wel die voordeel dat ons in byvoorbeeld Suid-Afrika, anders as die Israeliete dat nou lank so gelewe het, ons het so 25 jaar gelede na 'n nuwe bedeling gegaan. Ons kan nou terugkyk en ons kan evalueer met insig, wat het reg en verkeerd geloop. Ons kan ook vorentoe kyk en ons kan miskien besluite maak, hoe kan ons anders optree in die toekoms? As ons nou ons eie situasie so bietjie met die van die Israeliete vergelyk. John Maxwell het gesê, leierskap is die belangrikste van alle dinge op aarde. Hy het gesê, alles staan of val by leierskap. Daarom is daar altyd groot verwagtinge wanneer nuwe leiers gekies word. Of dit nou in die politiek is, ons dink nou aan die pas afgelope Amerikaanse verkiesing, of dit in die kerk is, ons dink aan die verskille van mening in die kerk,
of dit in skole is, die tipe onderwysers of hoofde wat ons het, of die gemeenskapsleiers wat ons het, dit maak nie saak nie. Oral is leierskap kernbelangrik. Net so was dit ook 2000 jaar gelede, toe Jesus gebore is. Die volk het destyds gehoop en gewag op 'n leier, wat die traumatiese omstandighede waarin hulle geleef het, finaal sou kom verander. En daarom sê ons, dit was uiteindelik veel meer as net die geboorte van 'n profeet. Ons weet dit was die vleeswording van God self, volgens die skrif. Jesus word genoem Immanuel, God wat self vir ons kom leef het. En in Advent, dan vlam hierdie hoop weer op te midde van die omstandighede wat alle hoop wil uitdoop. Soos die Israeliete van destyds, ervaar Christene ook vandag ontnigtering. Ons weet baie goed dat Christus gekom het, dat hy gesterf het, dat hy uit die dood opgewek is en na die hemel opgevaar. Ons ken alles. Terwyl dit dus aan die een kant vir ons duidelik moet wees dat die Here oor die hele heelal heers, sien ons hoe dit daar vernietiging is, korrupsie is, rassespanning is, geslags en ander tipes geweld, onreg wat gepleeg word, agteruitgang. Ons weet, God se reddingswerk is reeds voltrek, maar ons is ook maar al te bewus daarvan dat dit nog nie finaal voleindig is nie. So daarom, Adventstyd konfronteer ons altyd met die tussentyd, tussen die reeds wat gebeur het en die nog nie. Dit is 'n tyd waarin daar teen alle hoop in nog steeds gehoop word. Ten spyte van wat ons sien, hoop ons nog steeds. Die Godsvolk se klaaggebed verwoord iets van ons eie ervarings, as hulle sê, kom Here, kom verander ons lot asseblief. Maar anderzijds is Advent ook gevul met herinneringe aan die groot reddingswerk van die Here. Die klaaggebed in hierdie tussentyd, onthou wie God is. Hy is die oorsprong van alle dinge, die een wat ons met sy verbondsgetrouheid begelei en versorg. Hy is ons Vader, hy is ons Maker. Dis wat hierdie gedeelte ons ook aan wil herinner. En dan spesifiek in vers 8, wat teruggryp op die herinnerings van vroeër in hoofstuk 63, en wat vashou aan die voorspellings van hoofstuk 60 en 62, word die gesindheid van die tussentyd as ware in hierdie neutedop saamgevat. U is ons Vader, Here, ons is klein, U het ons gevorm, ons is almal die werk van U hande. Nou as ons dit sê, en ons lees dit in hierdie gedeelte ook, soos Israeliete dit sê, dan hoor ons, dis nie woorde vol bravade nie. Dit spreek nie van groot selfvertroue in hierdie tussentyd nie, maar eerder van 'n godsvertroue. Dit ontken nie die noodkreet van ons lewe in ons wêreld nie, maar dit onthou wie die skepper van die lewe uit die stof is. Vers 8 bind as dit ware die skepende mag van die Here aan die herskepende mag van Christus in sy vleeswording en opstanding. So, dit druk helder en duidelik uit wat die Godsvolk se identiteit in die tussentyd is. Naamlik, ons is kinders van God en ons is klei in die hande van ons Skepper. Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Daar's baie goed waarom ons kan wonder, maar ons hoef nie daaroor te wonder nie. Die hele gedeelte lei ons hier in 2020 se einde die Adventstyd binne. Dit lei ons uit 'n jaar uit van soveel ontnigtering, soveel swaarkry, soveel streweling op politieke sowel as kerklike terrein. Hierdie teks wil ons in Adventstyd laat nadink oor hoe ons in die tussentyd op die volleinding moet wag. Maar dit wil ons ook laat besef hoe om met God te praat nou in die hede. Ek en jy, die mense wat hierdie boodskap glo, ons is die draers van daardie hoop. Laat ons in elke opsig leef met hierdie hoop. Laat ons hoop oorgaan in hoop vir ons mense, sodat daar herstel van verhoudings kan plaasvind, sodat daar herstelde dinge kan herstel in ons hele land, nie net in klein gedeeltes daarvan nie. Ek en jy, ons is die draers van hierdie hoop, ons is die agente van hierdie verandering wat moet plaasvind. Mag ek en jy voluit by God staan in hierdie tyd. Mag ons voluit op hom vertrou.
Amen. Here, ons besef maar baie deeglik, dat as ons oë het vir wat in die wêreld gebeur, dan sien ons nie baie hoop vir die wêreld nie. Ons sien so baie onreg, en so baie ongelukkigheid, so baie stories van hartseer. Maar ons pleit by U, kom maak ons oë weer oop vir U self, wat hier teenwoordig is, wat tussen ons is, Christus wat gebore is, om Immanuel te wees, God by ons, die Heilige Gees, wat deur Jesus hier gelaat is, sodat ons in U teenwoordigheid kan lewe elke dag. Laat die Heilige Gees ons vernuwe, laat hy ons verander, om baie bewus te wees van God wat by ons is, sodat ons nie hooploos sal lewe nie, maar vol hoop in 'n tyd wat eintlik die hoop wil wegkeer. Amen. Eenmaal sal hy as die regter in sy koningsmajesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningspunt ons eer. Liewe vriende, ontvang die seën van die Here. Almagtige Here, seën ons, U kinders. Bring ons saam in liefde en vrede. En gee vir ons hoop, sodat ons U wil in 'n gebroke wêreld kan doen. Amen. Mag jy 'n baie mooi week hê, mag jy die Here se teenwoordigheid gereeld ervaar. Totsiens.